Persone sal staan, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, u woord leer vir ons baie duidelik dat u op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van u voete. In dieselfde asem lees ons, Here, dat die hoogste hemele u nie kan bevat nie. Dat u die alomteenwoordige God is, wat vir ons as mens, Here, in ons verstand nie altyd sin maak nie, want ons dink beperk en ons dink tydelik. En Here, ons kan net vanmôre voor u buig en sê ewig onbegryplik wese. Vader, Seun en Heilige Gees, Here God, leer ons u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. Ons kom buig vanmôre voor u as die Skepper. Ons kom buig voor u as die Redder. Ons kom buig voor u as die een wat sê, ek maak alles nuut, sê die Here. En ag Here, ons dank u ook vir die vernuwingskrag van u Heilige Gees, wat die sondaar hart kom aanraak, en hom uit die duisternis oorbring na die wonderbare lig. En dankie Here dat ons die voorreg het om vanmôre ook u woord te kan open, want die Bybel leer vir ons dat die opening van u woord gee wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig. U woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. En daarom dank ons u Here dat ons nie in hierdie donker wêreld hoef rond te tas en te soek na antwoorde nie. Ons kan net die Bybelboek oopmaak en ons kan hoor hoe God deur sy woord en deur die werking van sy Gees met ons praat en ons verligte oë van die verstand gee om te verstaan wat hy van ons vra, verwag en hoe ons moet lewe. Here, ons bely dat ons nie altyd gehoorsaam is nie. En ons vra u vergewe ons tog die sondes van ons hart, die sondes van ons werke en ons denke. Want Here, ons besef net dat u sê vir ons dat ons eendag voor u rekenskap gaan gee. Vir ons as u kinders gaan ons loon ontvang of ons gaan loon verbeur. En daarom sê Paulus, moet ons so arbei dat ons die volle loon sal ontvang. Vir hulle wat u nie ken nie, sê die Bybel, gaan hulle beoordeel word volgens hulle werke en dan gaan hulle hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Wat 'n verskriklike woord, Here, wanneer iemand by daardie finale oordeelsdag gaan staan en alle kanse en alle geleenthede is verby. Daarom sê u vir ons vandag, as julle die stem van God hoor, verhard julle harte nie. En daarom pleit ek dat u vir ons as gemeente genade sal gee om ons harte in te stel met u woord en werklik te steun op u Gees om die waarheid van die woord 'n landingsplek in ons harte te laat vind, sodat dit vrug kan dra. En as iemand vanmôre u nie ken nie, miskien iemand wat hier sit en luister, iemand wat miskien inluister, via een van ons uitsendingskanale, dat hulle vandag die saak met u sal uitmaak, dat hulle die genade roepstem van God sal hoor, en Vader, dat u 'n wonderwerk sal doen in daardie siel, want die grootste wonderwerk is nie al die dinge wat die televisiepredikers aan ons wil verkoop nie. Die grootste wonder is die redding van 'n kosbare siel. Wanneer God iemand uit die duisternis oorbring na sy wonderbare lig, en dis waarvoor ons bid, want u sê in die woord, moenie bly wees dat allerhande goed gebeur nie, maar wees bly dat julle name opgeskryf is in die boek van die lewe van die Lam. En dis waaroor ons vanmôre dankbaar is, en dis waarvoor ons bid, dat meer siele ingebring sal word, Vader, sodat daar blydskap in die hemele sal wees. Seën ons geleentheid vanmôre, skenk aan my die wysheid om die woord oor te dra, vir hulle wat moet luister, maak dit vir hulle maklik, en Here, word u in alles verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, hier by ons. Amen. Nou vriende, ons is uiteindelik weer terug by die boek Psalms. Ons is klaar met Rut. Ek hoop nie ek al vergeet van haar en Boas nie. Wonderlik om ook so uit die Ou Testament te gesien het hoe die Here hierdie kosbare boek opgeteken het, sodat ons kan hoop hê in 'n moedelose, donker en 'n goddelose tyd. Nou vanmôre gaan ons aangaan met die reeks boodskappe uit die boek Psalms, en vanmôre gaan ons stil staan by Psalm 31, en vanmôre se tema is, my tye is in u hand. My tye is in u hand. Was my wonderlik toe ek voorberei het hierdie week om te sien, dat het eintlik maar net 'n uitvloeisel van die boek Rut is, want u sal onthou, ons het afgesluit met die boek Rut deur te sê dat niks toevalligs gebeur in die lewe van die kind van die Here nie. Daar's nie ding soos toeval in 'n kind van God se lewe nie. Niks gebeur per ongeluk met my nie. Alles word deur die soewereine hand van God afgeweeg. En vriende, ons glo of aan toeval of aan die soewereiniteit van God. En ek kies eerder kant by die feit dat God soewerein is en dat hy presies weet
wat hy doen. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk daarna, en ek is opgewonde oor die boodskap, en ek glo dat u saam met my opgewonde is daaroor. Kom ons lees saam Psalm 31. Die hoogtepunt is nie my preek nie, is die lees van die woord. Daar is een boek wat geïnspireer is die woord van God. In 'n boodskap kan 'n mens miskien 'n fout maak, of jy kan miskien oor jou woorde val, of die vrees kan jou oorweldig van om voor mense te staan en te praat. Maar wanneer ons God se woord lees, dan praat God direk met ons. En kom ons hoor wat God vanmôre vir ons wil sê uit sy wonderlike woord. Dawid, geïnspireer deur die Heilige Gees, skryf, hy sê vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. By U, o Here, skuil ek. Laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur U geregtigheid. Hy gee oor tot my, red my gou. Wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. Want U is my rots en my bergvesting, en om U naam ontwil sal U my lei en my bestuur. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. In U hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van trou. En U sal sien is die woorde wat Jesus aan die kruis gebruik het. In U hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van my trou. Vers 7. Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ek vertrou op die Here. Ek wil juig en bly wees in U goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het, en my nie oorgelewer het in die hand van die vyande nie. U het my voete op vrye grond laat staan. U is my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Want my lewe kwyn weg en van kommer en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Van wie al my teestanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja, grootliks vir my bure, en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug weg van my af. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Laat U aangesig skyn oor U knegg. Verlos my deur U goedertierenheid. Here, laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep U aan. Laat die goddelose beskaamd staan, laat hulle verstom in die doderyk. Laat die valse lippe stom word, wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige. O, hoe groot is U goedheid, wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders. U verberg hulle in die skuilplek van die aangesig, vir die samesweringe van mense. U steek hulle weg in 'n hut, vir die toos van die tonge. Geloof sy die Here, want hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak, in 'n vaste stad. Ek tog het in my angs gesê, ek het verdwyn, weg van U oë. Nogtans het U die stem van my smekinge gehoor, toe ek U aangeroep het om hulp. Julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote. Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig, wat trots handel. Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. Baie besondere psalm, en mag die Here ook hierdie psalm ryklik seën aan ons harte. As teks en oordenking hou ek aan u voor die 16de vers. Eintlik gaan ons net die A-gedeelte hanteer in die konteks van die res van die psalm. So u moet nou nie dink ek haal net hierdie sinsnede uit en dan gaan ek daaroor praat nie. Ek gaan dit in die konteks bietjie met u hanteer. Dawid sê my tye is in u hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. En die tema vanmôre dan, my tye is in u hand. My tye is in u hand. Nou vriende, in hierdie week, terwyl ek besig was om bietjie na te lees oor hierdie baie besondere psalm en die woord van die Here, en bietjie te kyk na sommige van die woorde en die verklaring daarvan, sommige van die kommentaarskrywers en wat hulle sê daaroor, het ek besef dat Dawid eintlik
hierdie 16de vers vir ons uitlig as die middelpunt, as die as waarom die res van die Psalm draai, wanneer hy sê, my tye is in u hand. Wat vir my baie interessant is, vriende, dat Dawid nie 'n geleerde teoloog was nie. Hy was nie 'n briljante akademikus of 'n professor in Bybelkunde of dogmatiek, en het hierdie slim dinge wat hy met ons wil kom redeneer en beredeneer nie. Dawid is 'n eenvoudige skaapwagter gewees. God haal hom agter die skape uit en maak hom dan ook herder van sy kudde of van die volk van die Here. Dawid, 'n krygsman, 'n koning, is 'n man wat God liefgehad het. Hy het ook gesondig en in hierdie sonde van hom het hy God beter leer ken en ook vergifnis ontvang, en sien ons hoe Dawid groei in sy wandel met die Here, en hy kom dikwels en hy gee vir ons sekere waarhede wat boekdele spreek, baie meer spreek as wat teoloog vandag vir ons wil sê en die meeste professore wil kwytraak. As jy na die deursnee akademikus vandag gaan kyk, het hulle absoluut 'n opstandigheid teen God se waarheid en God se woord. Mense reken dat as jy slim is, dan kan jy nie meer die woord van God aanvaar as die waarheid nie, en dit wys jou net hoe onnoosel mense kan wees. Want die Here sê baie duidelik vir ons dat die dwaas sê in sy hart daar is geen God nie. Dis 'n eenvoudige mens in wie die asem van die lewe is, wat een of ander tyd sal verdwyn, wat God gaan wegneem, wat in opstand kom teen die ewige God en reken hulle slimmer as die Here. Dawid was nie so 'n man nie. Dawid was nie 'n man wat God se woord probeer verkeerd bewys het nie, maar in sy moeilike omstandighede en vanuit dit wat hy beleef het, kom hy en hy sê, daar is een groot waarheid wat vas staan, dat die God van hemel en aarde in beheer is en my tye is in sy hand. Jy sien, koning Dawid, man na die hart van God, is iemand wat 'n liefde vir God gehad het, en onder leiding van die Heilige Gees skryf hy hierdie groot waarheid neer, sodat u en ek 'n praktiese Bybelse waarheid kan leer ken van wie hierdie God van hemel en aarde is. Nou ek het die woordjie tye so 'n bietjie gaan navors. En hierdie woordjie, my tye is in u hand, sluit in dae, my ure, minute, oomblikke, seisoene, geleenthede, gebeure en dies meer. U sien, Dawid bely dat wat ook al met hom gebeur, waar hy homself ook al mag bevind, dat God 100% in beheer van sy lewe en lotgevalle is. Vriende, luister, ek wil hê jy moet vanmôre hoor, terwyl ons hier sit, gaan daar 'n paar blare van die bome afval. Dis nie toeval nie. Ook daar is God in beheer. Die wind wat waai, en dit wat van punt A na punt B deur die wind gestuur word, is God wat in beheer is. En Dawid kom en hy bely hier en hy sê, my tye, my ure, my minute, alles wat met my gebeur, is in die hand van die Here. En ek het daaroor gedink. Dawid het nie 'n Halleluja boekie gehad nie. Dink jy hy het een gehad? Nee, hy het die psalms geskryf. So hy het miskien 'n psalmboekie gehad, maar nie die Halleluja boekie nie. Maar hy het iets geskryf in hierdie woorde wat so ooreenkom met Halleluja lied 265. En hoor wat sê die skrywer van hierdie pragtige lied. Hy sê, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, watter lot my ook tref. Dit is wel met my siel. En dis wat Dawid in hierdie hele psalm besig is om vir ons deur te gee. Die moeilike tye en die maklike tye, soos ons vanmôre gaan sien, is in God se hand. Hy het dit vir my afgeweeg. Daarom kan ek sê, dit is wel met my siel. Ek het vrede in hierdie God, wat hemel en aarde geskaap het, omdat hy ook in beheer is van die tye en die lotgevalle van mense. Dr. Baan skryf en hy sê, dit mag ons in alle seisoene van die lewe en in alle tye van gevaar voel, van siekte, van swakheid. Ons sal lewe solank as wat God dit bepaal het. Ons sal deur sulke veranderinge gaan soos hy beveel. Ons sal sterf wanneer en waar en hoe hy kies. In die getroue uitvoering van ons plig kan ons dus al hierdie dinge aan hom toevertrou en alles tot sy beskikking laat. Dr. Baan sê eenvoudig, as Dawid sê, my tye en geleenthede is in God se hand, wat ook al dan gebeur, kan ons dan maar net moet
blydskap en vreugde oorgee aan hom, want dit is hy wat dit beskik en bepaal het. Dawid skryf vir ons wonderlike waarhede en sy seun, wat briljant slim was, omdat hy vir God gevra het vir wysheid, skryf vir ons groot waarhede in Prediker 3 vers 1. Wie kan vir my sê wat staan daar? Kom ek lees vir u. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd, dieselfde woordjie tyd. Daar is vir elke saak onder die son 'n tyd wat God vir ons afgeweeg het, dinge wat in ons lewe sal gebeur. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. Ons almal verlang na daardie tyd in Suid-Afrika, né? Die opbou gedeelte, die afbreek gaan goed. Gaan baie goed. Dis die opbou wat ons na verlang. 4. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver van omhelsing te wees. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Daar is niks van toeval in die lewe van die kind van God of van die mens in die wêreld nie. God is die een wat dit bepaal het. Nou vriende, met dit as agtergrond kom ons by Psalm 31 uit, waar Dawid sê, my tye is in u hand. Nou as jy Psalm 31 gaan navors, sal jy agterkom dat Dawid in groot benoudheid is. Nou hy was meer gereeld in benoudheid as wat hy lyk my in vrede geregeer het en geheers het. Ek sê vir iemand hierdie week, toe ek klaar was met Psalm 31, toe dank ek die Here, ek is nie Dawid nie. As u graag 'n koning wil wees, fyn vir u. Ek hoop u kom maar uit. Maar ek wil nie een wees nie. Ek is tevrede met wie ek is en my omstandighede wat die Here my gegee het. Dawid het geweldige wind van voor beleef. En as uitverkore koning, na die hart van God was sy pad verseker nie maanskyn en rose nie. En wat gebeur hier met Dawid? Die Bybel sê vir ons dat Dawid het baie stryd ervaar en beleef. Soms was dit die vyande wat Dawid hoofbrekings veroorsaak het. Ander kere was dit sy eie manskappe, somtyds sy vertrouelinge en selfs sy eie volk het die rug van tyd tot tyd op hom gedraai. Sy kinders het 'n baie goeie bydrae gelewer om Dawid se lewe gekompliseer te maak en hom op sy tone te hou. En Dawid in hierdie Psalm is heel moontlik besig om te vlug vir Absalom. Wie was Absalom? Absalom was sy seun. En Absalom was nie tevrede om seun van Dawid te wees nie. Absalom wou koning wees. Hy was nie tevrede met wat God vir hom bepaal het nie. Absalom wou koning wees en Absalom het 'n klomp manne vergader en hy het goeie dade aan hulle gedoen, hy het guns gewen by die volk en op 'n stadium het dit aan Dawid bekend geword dat Absalom hom wou doodmaak. Dawid vlug en ons weet op die einde van die dag wat het gebeur, né? Absalom hang aan 'n boom en daar word hy deurboor en hy sterwe. En die Bybel sê vir ons dat hierdie Psalm was geskryf in die tyd toe Dawid gevlug het vir sy seun Absalom. Vriende, te midde van al hierdie stryd, te midde van die feit dat die Here Dawid koning gemaak het, te midde van die feit dat hy vlug vir Absalom sy seun en daar eintlik in haglike omstandighede homself bevind, sê hy, my tye is in God se hand. En ons gaan vanmôre 4 gedagtes hanteer. En ek gaan dit probeer indeel in 'n halfuur elke gedagte, 2 ure, dan is ons klaar, dan is u lekker honger en dors, daar's genoeg eet en drink goed, en dan kan ons dit geniet. Die eerste ding wat ek raak gesien het in hierdie Psalm, is die tye van stryd, van vervolging, van lyding en pyn, is in sy hand. Luister, die Here weeg vir ons, ook vervolging, stryd, lyding en pyn af. En nou kan jy vir my sê, maar hoe kan 'n vader wat lief is vir sy kinders, hulle deur stryd laat gaan, deur vervolging, deur lyding en pyn? Die Bybel sê, dit is juis wat God oor ons lewens nou toelaat, sodat ons sy heerlikheid kan beerwe. Nou is die tyd van die kruis, eendag sal die tyd van die kroon wees. 'n Kind wanneer jy hom vat na die kliniek om 'n inenting te kry.
Die kind is opgewonde en vrolik en lag en sweetie wat jy vir hom gee en dan kom hy en dan sien hy hierdie tannie. Susters, hulle lyk altyd so vreesaanjaend. En dan begin die kind al hoe minder kou aan die sweetie en hy verstaan nie regtig wat aangaan nie. En dan haal hy suster 'n naald uit. En nou probeer mammie die kind hier besig hou en die volgende oomblik as hy naald ingaan. Hy gee nie om oor die sweetie mee nie. En hy kyk die ma aan. Asof hy vir haar wil vra, wat doen jy? Ons was altyd so bly en opgewonde en ons kom na hierdie plek en nou maak julle my seer. Maar die kind moet later verstaan, die doel daarvan was dat hy later nie siek sou word of polio sou kry of een of ander siekte of iets onderlede nie. Die gedagte is maar net eenvoudig, dat soms stuur die Here ons ook, deur stryd en vervolging, lyding en pyn om ons te leer, hy's 'n liefdevolle Vader, want hy ken die einde van my en jou verhaal. U en ek skryf nie ons eie verhaal nie, ons is nie besig met ons eie storie nie. Ons is besig om elke dag te lewe in volle vertroue, dat God weet wat hy doen. Ek lees vir u, Psalm 31 vers 10, Dawid sê, wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam, vanweë al my teestanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja grootliks vir my bure, en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug weg van my af. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooi het ek geword, soos 'n ding wat lê en vergaan. Want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem. Jy sien, die Here het ook vir Dawid sekere pyn, sekere stryd, sekere vervolginge afgeweeg. Want wat is die groot probleem van die koning se hart gewees? Hoogmoed. Dawid het gesukkel met hierdie gedagte van hoogmoed. Onthou jy toe hy die volk getel het? Hy wil die volk tel om te sien wat 'n magtige ryk die Here hom gegee het. Luister, hy was 'n skaapherder. En hy moes besef dat God die een is wat hom uitgebring het, wat hom uitgelei het om nou koning te wees. En in hierdie saak staan dit baie vas dat Dawid ook deur hierdie goed geneem moes word, sodat hy kon leer dat God in beheer is en God sekere dinge nodig vind om ons te heilig en ons voor te berei vir sy ewigheid. Dawid, deur geweldige stryd en deur pyn, sien sy hoop in die Here. En ons sien dit dikwels in Dawid se psalms. Ek lees vir u net nog een psalm, Psalm 43 vers 2 en verder. Dawid sê, want u is die God van my toevlug. Waarom verstoot u my dan? Waarom moet ek rondgaan in rou gewaad en deur die vyande se verdrukking? En dan stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei, laat die my bring na heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God. Wat buig jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Wat wil Dawid vir ons kom leer, vriende? Dat deur hierdie stryd het hy God beter leer ken. Al sien hy nie die einde van hierdie verhaal nie, sien hy die God wat in beheer is van sy lewe. En Dawid in hierdie vaste vertroue en hoop, sê, Here, my tye is in u hand. En as u nou kies om my deur hierdie vervolging te stuur, waar my eie seun my vervolg, dan vertrou ek op u dat u die uitkoms sal bring op u tyd, soos u dit goeddink, om u naam dan te verheerlik. Sê gou vir my, is dit net kinders van die Here wat deur moeilike tye gaan? Is dit net kinders van die Here wat deur stryd en vervolging en deur lyding en pyn gaan? Nee. Wat is die verskil tussen ons en die wêreldling? Die wêreld neem hulle toevlug na baie dinge. Dis na drank en dwelms en die seksuele en na allerhande dinge wat geen blywende vreugde in die hart kan bring nie. Die kind van God gaan ook deur hierdie dinge. Maar hy daar die sekerheid, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee, ek het nie nodig om te vrees nie, want die Here is met my. Dis waar ons anders moet wees as die wêreld. Dat wanneer die stryd en die vervolging en die pyn kom, dat ons nie saam met die wêreld sal kla nie. Dat ons nie saam met hulle sal sit en praat oor God se onregverdigheid in al hierdie dinge nie. Maar dat ons sal weet, hy is die een wat vir ons afweeg.
Want hoor wat sê die Bybel vir ons daar in 1 Petrus. Nou ons is tans as 'n gesin besig, ons het gisterand klaar gemaak met 2 Petrus, ons het so 'n bietjie deur hierdie boeke gewerk. En hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 3 vers 17. Want dit is beter. Ons sê vir onsself, Here, kan ons bietjie daaroor gesels asseblief? Kan ons nie so 'n bietjie 'n voorstel maak van ons kant nie? Want ons kan 'n paar idees vir u gee. En genadiglik is die Here oor ons barmhartig, dat hy ons nie net verdelg voor sy aangesig nie. Onthou jy daar op die berg van verheerliking sê Petrus, kom ons bou 3 hutte. Hy dink is 'n verskriklike goeie voorstel wat hy aan die Here maak. Kom ons bou 3 hutte en die stem kom uit die hemel. En ek gaan dit in my eenvoudige taal verklaar. Petrus, hou jou mond. Dis my geliefde seun in wie ek welbaat, luister na hom. En dis die hele gesindheid van Dawid. Hy maak nie heeltyd voorstelle aan God hoe hy sy lewe gelei wil hê nie. Hy sê, Here, ek vertrou u. En Petrus kom en hy sê self dat dit is beter as die wil van God dit eis dat jy lei. Iets gesien die spelling daar, nee, ek het nie 'n spelfout gemaak nie. Dis nie lei u nie. Hierdie lei gaan oor lyding, swaar kry. Wanneer jy goed doen as wanneer jy kwaad doen. Want dit is beter as die wil van God dit eis dat jy ly wanneer jy goed doen as wanneer jy kwaad doen. Die volgende vers op die volgende gedeelte 1 Petrus 4:19, so laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, lang ui, swaar kry, vervolging, pyn, stryd. Wat moet hulle doen? Hulle siele aan hom. Hoor nou, as die getroue Skepper toevertrou. Met wat? Met goeie dade. Nie al murmurerende agter die Here aanstap en soos 'n skaap wat bler en te kere gaan, want die herder lei my nou na 'n plek waar ek nie wil gaan nie. Nee, hy is die goeie herder, ek is sy skaapie en ek volg hom met goeie dade. Want ek weet, hy lei my op die regte pad. Ek wil u vanmôre vra, moenie, en ek het dit hier op my notas geskryf, ek lees vir u. Moenie tye van stryd verby wens nie. Moenie tye van stryd verby wens nie. Moenie opstandig raak, rebels, bitter en depressief nie. Hoor nou, nou gaan u dink ek het my kop gestamp gister, ek het nie. Nie wat ek van weet nie, ek weet nie, my vrou miskien maar vra. Maar hoor gou, omhels ook die tye van stryd, want daardeur leer jy God se getrouheid ken. Jy leer jou eie onvermoë ken en jou afhanklikheid van hom. Moenie in rebellie opstaan wanneer die Here hierdie dinge oor jou en my pad toelaat nie, want my en jou tye is in sy hand. Vriende, hy weeg dit vir jou en my af. Hy is by ons in daardie 4 oond. En hoor wat sê Psalm 90 vers 10. Ek wil net vir u vra dat u sal let wat hier staan in hierdie gedeelte. Die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en as jy my skoonma is jy taf. Sy gaan al vir 90. Of ek is 'n fantastiese skoonseun, ek weet nie, of sy byt net vas. 80, 70, 80, en hoor gou, die uitnemendste. Daarvan is moeite en verdriet. Ons soek elke dag dat dit 'n Vrydag moet wees, né? Ons wil hê, soos Joel Osteen sê, every day a Friday. Luister, jou lewe en my lewe is elke dag eintlik maar 'n Maandag. Dat's af en toe 'n Vrydag, as ons dan hierdie uitdrukking kan gebruik. Die meeste, die uitnemendste van ons lewe is moeite en verdriet. Gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wat moet ons doen? Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. In hierdie tye van moeilike omstandighede leer ons om die Here te vertrou. So my tye van stryd, vervolging, pyn en lyding is deur God vir ons afgeweeg. Vertrou jou siel aan hom toe, die alleen wyse God. Die tweede gedagte. Die tye van bekommernis en spyt oor sonde is in sy hand. Dit het my getref toe ek dit lees.
Psalm 31 vers 10, wees my genadig, Here, want ek is benoud, van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam, innerlik en uiterlik. Sonde, wat die innerlike en die uiterlike raak. Vers 11, want my lewe kwyn weg van kommer, en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid, en my gebeente deuruit. Nou vriende, wat wonderlik van die Bybel is, weet jy waarom is dit 'n geïnspireerde boek, en al die ander boeke is 'n klomp snert. Die ander boeke vertel vir ons al die mooi goed van die mens. Hierdie een of ander deity of God van hierdie een of ander groep was so wonderlik, en hy het weerligstrale gestuur, en hy het allerhande goed gestuur, en dan al die ander goed was mooi wat hulle gedoen het, en mooi goed wat gebeur. Die Bybel kom en hy gee vir ons die naakte waarheid van wie die mens is. 'n Sondaar uit genade gered. God steek nie Dawid se sonde weg nie. En kyk, Dawid het 'n goeie porsie van sonde in sy lewe gedoen. Daarom het en ek hoop in die Here, want hy was genadig oor Dawid, en ook oor ons is hy genadig. En u moet dit sien, en ek lees net weer vir u nog 'n gedeelte, Psalm 32, dat sonde het 'n effek. Sonde maak jou bekommerd, sonde bring 'n spyt in jou binneste, sonde raak jou liggaamlik, en dit raak jou geestelik. Hoor dit staan in Psalm 32 vers 3, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my murg het verander, soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela, hierdie woordjie Sela beteken ons moet stil staan en bietjie dink, en nou dink jy by jouself, hierdie Gerard sê dat die Here my laat sondig, en dan as hy my klaar laat sondig het in hierdie tyd, het hy my afgeweeg, en dan maak hy my bekommerd oor my sonde, en dan is ek spyt daaroor, en dan gee hy my vergifnis. Dis nie wat ek sê nie. Volg gou saam. God is nooit die een wat ons versoek om te sondig nie, en is nooit die initieerder van sonde nie. Jy moet saam volg. As jy voel ek is te vinnig, stop my. Ek het tyd. Ek werk weer volgende week Sondag. So ek het tyd. OK. So God is nooit die een wat ons versoek om te sondig nie, en is nooit die initieerder van sonde nie. Volgende. Ons sondig, omdat ons nie waak en bid nie, omdat ons deur ons begeertes verlok en verlei word. Ons is persoonlik verantwoordelik vir ons sondes, en hoor nou vriende, tog weet ons die Here kon my gekeer het om nie te sondig nie. Hy het dit toegelaat vir 'n bepaalde doel, en deur dit gaan hy my kosbare lesse leer. Kom ons gebruik Dawid as voorbeeld, terwyl Dawid aan die woord is. Toe Dawid vir Batseba sien, toe hy op sy dak staan, kon die Here gekeer het, dat Dawid met Batseba gesondig het. Ek kan regtig vir my sê, ja, as hy nie dit kon doen nie, is hy nie almagtige God nie. As God deur ons besluite bestuur en beheer word, en hy moet elke keer 'n volgende besluit uitdink, of 'n volgende optrede uitdink oor ons keuses, is hy nie God nie. Selfs met Adam en Eva, hy kon vir Eva gekeer het, en hy kon Adam gekeer het, hy het dit nie gedoen nie. Hy het presies geweet wat die gevolge gaan wees. En daarom ook in Dawid se lewe, toe Dawid op die dak staan, was dit omdat Dawid nie op die oorlogsveld was soos hy behoort te gewees het nie. Dawid het nie 'n wag voor sy oë geplaas om te kyk na hierdie vrou nie. Toe die begeerte in sy hart opkom, het Dawid nie daaroor geheers nie, soos die woord vir ons daar in Genesis 4:8 sê nie. Dawid laat haal die vrou omdat hy koning is. Ek is baas. Hierdie is my vrou. Ek vat enige ou se vrou, en hy vat hierdie vrou uit gemeenskap met haar, en sy raak swanger. En wat gebeur? Ons sien die hand van tug wat die Here oor Dawid bring. En ek wil vanmôre vir jou sê, vriende, Dawid se berou was groter as sy sonde. Dikwels kry ek mense wat vir my sê, ag man, ek het ook so 'n bietjie oor die draad geloer. Ek so 'n bietjie by die buurvrou gaan kuier, so asof dit niks is nie. En dan verdedig hulle self met die woorde, Dawid het dit ook gedoen. En ek het eendag vir iemand gevra, het jy die berou van Dawid al getoon?
Het jy al soos Dawid gesê, my gebeentheid uitgeteer. Dawid was liggaamlik siek oor sy sonde. Luister, ek het hier in my notas geskryf. As sonde jou en my nie bekommerd, hartseer en droewig maak nie, dan het ons nodig om ons kindskap te ondersoek. As jy kan sondig en jou mond afveer daarna en sê, dis nie 'n probleem nie, God weet, ek het voete van klei, wil ek vir jou vanmôre sê, op grond van dit wat die woord van die Here sê, is jy heel moontlik nie 'n kind van God nie. Want die Here laat soms toe, dat ons deur ons sonde, dan ook hierdie pad van hartseer, van bekommernis, van droefheid stap, sodat ons daarna sy vergifnis, sy genade, sy getrouheid kan sien. Iemand het eendag gevra, waarom het die Here die sondeval toegelaat? En ek het nie regtig vir u antwoord, behalwe, dat as daar nie sonde was nie, sou ons nie genade verstaan het nie. Onuitspreeklike genade en guns uit die hand van die Here. Sonde, vriende, en ek wil vra dat u sal hoor dat ek hier neergeskryf het. Sonde meer as siekte, sonde meer as verliese, sonde meer as tekorte en enige ander ding is die kind van die Here se grootste vyand wat vir ons die meeste hartseer bring. Dis asof die deursnee kerklidmaat vandag, as dit finansiëel swaar gaan, by die Here pleit dat die Here tog uitkoms moet gee as hulle sonde doen, so in die tafelgebed. Dankie vir die pap en vleis en vergewe sommer my sonde. Amen. Kom ons val weg en ons eet. Besef u wat is sonde? Wanneer laas het u Christus deur die blaaie van die Bybel aan die kruishout op Golgotha gesien, waar hy gehoon en gesmaat is en die Bybel sê nie meer die vorm van 'n mens gehad het soos hulle hom aangerand het nie. Wanneer laas u die woorde gehoor, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. U sien, dit is sonde se pyn en se hartseer wat vir ons geopenbaar word. En selfs hierdie tyd is in die hand van God. God kon Dawid se sonde gekeer het en God het dit nie gedoen nie. Dawid beleef die rou en die hartseer en die pyn van sonde, maar ook die wonderlike vergifnis wat hy gesmaak het. Vriende, dit maak diep seer en bring by ons 'n diepe gevoel van spyt en teleurstelling as ons sondig. Daarom is ons grootste vyand sonde. En kom ons dink gou aan nog 'n voorbeeld. Die apostel wat so graag gepraat het, die man Petrus. Jesus sê vir hom, Petrus, die duiwel het vurig begeer om jou soos koring te sif. En wat sê Petrus vir die Here? Here, kom hoor gou hierso. U ken nie vir Petrus nie. Petrus is 'n man wat, hy staan agter iemand. En ek wil vir u sê, al sal almal u verloon, ek sal dit nooit doen nie. Sê ons almal dit nie. En wat gebeur? Jesus sê vir hom, Petrus, voor daardie haan 3 keer, of voor hy handkraai, sê hy my 3 keer verloon. Petrus sê, Here, ek weet nou, u kan storm stil maak, en u kan brode vermeerder, en dooies kom uit die grafte, en al die goed wat ek nie kan doen nie, kan u doen, maar ek wil u net raad gee oor hoe wonderlik ek is. En ag, kom 'n diensmeisie. As dit tog 'n soldaat was, ou verstaan, hè? Met hierdie groot swaard, dan kan ou verstaan dat Petrus se broek het gebewe, maar hier kom 'n diensmeisie, en Petrus verloon Jesus. Wat was sy direkte reaksie? Hy het bitterlik geween. Wanneer laas het ons geween oor ons sonde? Wanneer laas het ons voor die Here gebuig en gesê, Here, teenoor u alleen het ek gesondig. Die doel van sonde, vriende, is om ons te bring by die besef van ons eie onvermoë en ons afhanklikheid van die Here. Ek gaan nie alles lees in Romeine 7 nie. U kan die hele boek Romeine gaan lees. Paulus stoei met sonde. Mense sê Paulus het 6 tyd bo die grond gesweef. Paulus te hulle bo sy kop gehad. Nou ek sien dit glad nie. Ek moet vir u sê, ek moet net vir u vertel, is nogal komies gewees. Eendag daar in Vredendal gemeente, baie warm plek, 4 deure wat gereeld oop was, in die 40 grade somtyds op 'n Sondag, wanneer ons erediens gehou het, en ek het daai tyd nog braaf gewees, ek het nog met 'n volpak klere of 'n pak klere aan, het ek gepreek. Maar in elk geval, daardie spesifieke dag was daar 'n vrou van een of ander charismatiese kerk daar, en sy kom uit, sy sê vir my, Dominee,
Terwyl jy gepreek het ek 'n hallo bo jou kop gesien. En toe dink ek myself, ek het seker so geweldig gesweer dat my gesig so geblink het, dat dit gelyk het of daar iets bo my kop was. Maar daar's nie 'n hallo bo enige ou se kop nie, ook nie bo Paulus se kop nie. Jy moet tog nie Paulus op hierdie verskoon dit die pedestal plaas as hierdie sondelose apostel wat oor land en see gegaan het om siele vir die Here te wen. Ja, hy was 'n besondere man, afgesonder vir die heiden. Maar hoor wat sê Paulus? Hy sê, want ek weet, daar is iets waaroor hy nie getwyfel het nie. Hy het nie getwyfel oor hierdie feit nie. Hy sê, ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Ek bid dat u nie 'n kind van die Here sal wees soos die fariseer in die tempel, wat gestaan en gebid het en gesê het, Here, ek dank u, dat ek nie soos hierdie ou tollenaartjie is nie. Hierdie mense wat so rook en drink en vloek, en as hulle nog skelm ook, so dik vir hulle. Maar ons kyk nie na ons eie wandel met die Here, ons woorde, ons gedagtes, ons optrede, ons vrug van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing nie. Dis die vrug waarin ek en jy ons moet toets, of ons kinders van die Here is. Die ander uiterlike goed val af, ons weet dit. God is genadig en getrou. Paulus sê, ek weet dat aan my vlees niks goeds woon nie. Hoor nou, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Beteken dit Paulus het elke dag, verskoon asseblief die platvloerse uitdrukking, ek probeer vir u 'n prentjie gee. Paulus het nie elke dag met 'n bottel brandewyn gesit en 'n blond en een of ander ding gedoen wat sondig was nie. Nee, hy was 'n man wat begeer het om heilig te wees soos God heilig is. Maar in hierdie proses het hy al hoe meer gesien die sondigheid wat van binne uit sy hart kom. En was ek geleer in my vorige denominasie dat die Here op 'n stadium al die sonde hier binnekant uithaal. Dat jy nooit weer van binnekant af sondig nie, dit kom nou net van buite. Arme Paulus, hy moes net die regte dogmatiek lesing gekry het. Dan sou hy verstaan het om die Romeine 7 te skryf nie. Paulus sê, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wat is die uitkoms hier? Waarom laat God soms sonde in ons lewe toe? Waarom is hierdie tye ook in sy hande vir ons afgeweeg? Sodat ons op die punt kan uitkom om te sê, ek, goeie mens. O Gerard, jy's great, jy's 'n champion. Die wêreld wag vir mense soos jy. Ek, 'n ellendige mens. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hoor gou nou, draai Paulus se fokus na wie? Na Christus. Hy sê, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So wanneer sonde oor my lewe kom, is dit ook afgeweeg deur die Here. Dis my skuld, dis my ongehoorsaamheid, dis my oortredinge wat ek begaan, dis my vlees wat sterker is as die werking van die Gees, omdat ek op daardie stadium nie na God wil luister nie. God laat dit toe, sodat ek kan besef hoe boos en sondig ek werklik is, en hoe diep afhanklik ek van hom is. Dawid sê dit. Hy sê baie duidelik, Here, ook dit laat U in my lewe toe. Die derde gedagte, die tye van gebede en hulpgeroep is in sy hande. Hy sê Psalm van Dawid, by U, o Here, skuilik, laat my nooit beskaamd staan nie, bevry my deur U geregtigheid. Neig U oor tot my, red my gou, wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om te verlos. Want U is my rots en my bergvesting, en om U naam ontwil, sal U my lei en my bestuur. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. Ek tog het in my angs gesê, ek het verdwyn, weg van U oë, nogtans het U stem van my smekinge gehoor, toe ek U aangeroep het om hulp. Ek het hier op my notas geskryf, vriende, luister vanmôre. Niemand. Ek wil hê jy moet hoor wat ek sê. Niemand van ons vanmôre hier, of wêreldwyd, sal bid, as die Gees ons nie daartoe oproep nie. Romeine 8:15 sê, die Gees roep uit, Abba Vader. Dawid sê, Here, U is die een wat ook in my hart die begeerte wek. Die tye van gebed en smekinge en danksegginge is uit U hand vir my afgeweeg. Ek bid nie omdat ek voel om te bid nie, want die meeste van ons, as ons op gevoel moet werk, gaan nie bid nie.
En as ons voel om te bid, is dit gewoonlik vir selfsugtige redes. Maar Dawid sê die tye, ook wanneer ek roep om hulp, wanneer ek bid en voor God my hart uitstort, is tye wat God vir my afgeweeg het, wat hy deur sy gees ook in my hart wek. Daarom kom in die goeie gewoonte om daagliks te bid. Kom in die goeie gewoonte om, wanneer die Heilige Gees in jou hart werk, om te bid, om dit te doen. Wanneer jy daar voor die televisie sit en jy kyk miskien 'n nuttelose klomp goed, en daar kom die begeerte in jou siel om te bid, sit daar die ding af en gaan bid. Want God roep jou op, en ook hierdie tye is deur hom afgeweeg. Hoor wat sê Dawid in Psalm 5 vers 3, gee ag op die stem van my hulp geroep, my koning en my God, want tot u bid ek. In die môre, Here, sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Wag Dawid vir 'n stem wat terugpraat met hom? Nee. Hierdie afwag is om werklik tyd te neem in gebed. Onthou vriende, ons kan nie inhardloop in ons binnekamer, ons kan nie inhardloop in die tye van gebed nie. En ons praat nou nie van al die ander tye van gebed nie. Jy weet, daar's binnekamer gebed, daar is publieke gebed waar ons saam bid, daar is die skietgebed waarvan ons lees in die Bybel, wat Nehemia gebid het voor die koning. Ons praat hier van die tye van gebed. Dis die Here wat in ons hart dit werk. Maak seker dat u en ek daar die afspraak nakom. Hoor Dawid se respek en sy absolute eer. Hy sê, my koning en my God. Hy praat nie van homself hier nie, hy praat van die koning, die een wat regeer ook oor sy koninkryk. Psalm 55 vers 17. Maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun, en hy hoor my stem, en hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. Daar is tye wat die Here ons meer gereeld laat bid, want ons situasie is meer intens. Ek moet vir u sê, wanneer daar siekte, wanneer daar pyn, wanneer daar sonde in jou lewe is dit asof jy net meer met God wil praat, want hy is die een wat verligting in jou siel kan bring. Dis wanneer ons stil word by hom. Vriende, ek is vas oortuig dat die meeste, en nie moet hoor wat ek vanmôre vir u sê, daar is 'n versie in die boek Openbaring wat die Here sê, gaan die trane van ons oë afvee. Onthou jy daar in Openbaring? Mense sê, gaan die trane in die hemel wees nie, en dit is verseker so, want die Here gaan die trane afdroog. En ek het hier in my notas geskryf, ek is vas oortuig dat die meeste trane wat die Here in die hemel van sy kinders se oë sal afdroog, is trane van vermorste tyd in ernstige gebed. Ons is besig met baie, en soms is hierdie begeerte in my siel oorweldigend om te gaan bid, en ek vind baie ander dinge in die plek van gebed, en ek mis dit wat God vir my in gedagte het. Daarom die tye waar ek bid, en die tye waar die Gees my trek om te bid, is in sy hande, en daarom vriende, kom die afspraak na, moenie die tye van genade verby laat gaan nie. Want daardeur vorm die Here ons, en daardeur verander die Here ons, en daardeur vernuwe die Here ons. Die tye waar ons die naaste aan die hemel kom, is die tye wanneer ons op ons knieë is. Glo my. As tye in die môre wat ek in my studeerkamer daar op by my stoel kniel, dan sê ek, Here, alles maak sin. As ek opstaan, maak dit nie meer baie sin nie. Want dan sit jy hoor jy wat aangaan in Suid-Afrika, maar daar maak alles sin, want God is in beheer. En deur sy Gees en deur sy woord leer hy vir ons, dat hy ten volle in beheer is. Daarom sê die Bybel vir ons in Matteus 7, Jesus self is aan die woord, en hy sê, bid, en vir julle sal gegee word. Soek. Aan die ander woorde, die intensiteit van gebed. Bid, soek, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Wanneer laast ons geroep na die Here, soos die Here vir ons beveel in Matteus 7. Elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as hy seun om brood vra, 'n klip gee, en as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee. En dan vers 11, en ek het 'n deel van dit onderstreep. As julle wat sleg is, sonder God is ons boos. Sonder hom is ons, soos die woord sê, sleg.
As ons wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Die Here nooi ons en sê, ek is 'n Vader wat lief is vir julle. Daarom kom bid. En hierdie tye wat God vir ons afweeg, vriende, moet vir ons van die kosbaarste tye in ons lewe wees. En ek gaan afsluit. En moenie bekommerd wees nie, ek gaan 'n oortyd preek. Ek gaan nie vir die kerkraad oortyd vra nie. Hierdie doen ek gratis en verniet. So wees rustig, jy hoef nie meer te gee nie. Hierdie is mahala. Die hele gedagte, die tye van vreugdes en blydskap is in sy hand. Waarom is kinders van die Here so droewig? Waarom loop ons elke dag asof ons die wêreldse laste op ons skouers dra, terwyl die Bybel vir ons leer en Dawid te midde van die vervolging waar Absalom hom wou doodmaak sê, vers 8, ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat u my ellende aangesien, my siel in die benoudheid geken het. O, hoe groot is u goedheid, wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil, in die teenwoordigheid van die mensekinders. U verberg hulle in die skuilplek van u aangesig vir die samesweringe van mense. U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van tonge. Geloof sy die Here, want hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak in 'n vaste stad. Julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote. Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel. Wees sterk en laat julle hart sterk wees almal wat op die Here wag. Nou ek sien hier in my, ek dink ook maar in prentjies, jy het seker agtergekom. Ek kyk nie prentjies nie, want dit is nie vir my lekker nie. Maar ek dink in prentjies. Ek sien vir Dawid hier in die grot daar by Engedi of waar ook al daar in hierdie tronk en hier sit, in hierdie grot en hier sit hy weg van sy paleis, weg van alles. Hy dink oor sy eie lewe, hy dink oor sy eie sonde, hy dink oor sy omstandighede, sy stryd, sy beproewing, al die dinge wat gebeur. In die volgende oomblik begin Dawid hierdie lofgesang of psalm sing. En hierdie klomp soldate kyk om, is iets fout met jou. En Dawid begin spontaan, en hy sê, ek wil juig in God se goedertierenheid. En die manskappe kyk om en sê, is jy kens? Jy sit in 'n grot. Wat se goedertierenheid is hier oor jou? En Dawid weet, dat te midde van die omstandighede, kan hy bly wees in die Here. En ek het hierdie week vir iemand gesê, die grootste rede vir blydskap is dat ons gered is. Ek wil jou vra vanmôre, nie dat jou omstandighede goed is nie, dat jy gered is. Dis die grootste rede tot blydskap. En baie interessant in hierdie hoofstuk, met sy 25 verse, is die oorgrote meerderheid tyd spandeer aan blydskap en vreugde in die Here. Nou vra ek jou, die week wat verby is, as jy nou jou, ek dink as 168 ure in 'n week, as ek dit nie mis het nie. Maar as daar meer is, goed vir jou, as daar minder is, as jou wiskunde nie goed nie. Hulle sê, daar's net 3 tipe mense op aarde. Die ou wat kan tel en die ou wat nie kan tel nie. OK. So ek weet nie waar jy kom by jou tyd vir hierdie week nie. Maar hierdie ure wat jy in hierdie week gehad het, dink mooi daaraan. Dink mooi daaraan. Hoeveel van hierdie tyd het u gebruik om God te loof en te prys? Wat opvallend is dat baie verse spandeer word aan hierdie gedagte van vreugde en blydskap. Ten spyte van al die stryd was daar nog soveel rede tot dankbaarheid. Soveel om te geniet en te waardeer as 'n gawe uit die hand van die Here. As daar een man is wat swaar gekry het, was dit die apostel Paulus. Stem jy saam? Jy al sy briewe gelees? Hierdie man het swaar gekry, ek wil vir u sê tot die mag 20 en meer. Maar hoor wat skryf die apostel Paulus. Hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle met blydskap. Paulus, jy's in 'n tronk. Jy word deur die Jode geslaan. Jy ly skibreek. Jy's gereeld honger. Jy het nie genoeg kos nie. Gereeld nie genoeg klere om jouself warm te hou nie. Mense verstaan jou verkeerd. Hulle laat jou as 'n dooie agter nadat hulle jou gestenig het. Paulus, wat is fout met jou? Hy sê die feit dat ek gered is, dat ek God se kind is, en die feit dat ek vir ander kan vertel van hierdie God maak my bly. En daarom sê Paulus vir hierdie gemeente in Filippi, hy sê ek bid vir julle met blydskap. Filippense 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Filippense 4 vers 1, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap
en my kroon. Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. 13 maal in 4 hoofstukke lees ons dat blydskap deel van ons lewe moet wees, ongeag ons omstandighede. Dawid het dit verstaan, hy was nie 'n teoloog nie. Hy was nie 'n geweldige groot en belangrike akademikus nie. Dawid het psalms geskryf en hy daar begin al agter die skapies en later as koning het hy geskryf en hy sê, die blydskap in die Here is ons beskutting. Vriende, wanneer die omstandighede moeilik raak en dit gaan moeilik raak, wanneer die stryd en die probleme kom en dit gaan kom, wil ek jou vra, moenie die tye van blydskap en vreugde mis nie. Die afgelope paar dae het die hart my weer baie probleme gegee, moeilik geslaap. Vanmôre het ek die gordyne oopmaak. Dank ek God. Nog 'n nuwe dag wat hy my gee. En as hy klaar is met my, is dit verby. Ek is nie daar om vir hom raad te gee, en ek is hier om te leef die dae wat hy my gee. En daarom sê die Bybel ook vir ons daar in Nehemia, die 8ste hoofstuk, ek lees vir u. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra, die priester, die skrifgeleerde en die leviete, wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God, treur en ween nie. Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle, vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Ek wil jou vanmôre vra dat jy die tyd saam jou vrou, wat die Here jou gegee het, sal geniet. Geniet haar. Dank God vir die tye wat julle saam kan eet en vakansie kan hou. Dis nie 'n sonde nie. Jy hoef nie in depressie te gaan, omdat jy nou daar op die strand geloop het, en 'n halfuur nie die Bybel gelees en gebid het nie. God sê, wie kan eet en wie kan drink sonder die Here? Wie kan dit geniet sonder sy genade wat hy ons gee? Nie 'n sonde om saam met die man wat jy lief het, te gaan stap, 'n entjie te gaan stap en te praat oor die dinge van die lewe nie. Dis nie verkeerd om te geniet wat die Here ons gee, die huis en die voertuig wat ons het nie. Dit is goed om hierdie goed te geniet en ook hierdie vreugde en blydskap te beleef van God se versorging en voorsiening. Dank die Here as jy daar die kleinkind kan vashou en kan sien, daar die kind van jou met wie dit goed gaan. Dank God. Die vreugde en die blydskap, dat daar ander kinders van die Here is wat omgee vir jou. Daar die oproepie wat jy kry as jy verjaar, moenie geïrriteerd raak met die mense wat vir jou lief is nie. Dank God vir hulle. Want daarom is ons ook deel van 'n gemeente en deel van 'n liggaam. Dank die Here vir die voorreg dat ons mekaar kan slyp, soos yster slyp, so slyp die een persoon die persoon van 'n ander. Dank die Here daarvoor. Moenie as jy hiernatoe ry, by jouself dink ek, hoop nie, ek sien daai een raak vanmôre nie. Vaderlandsliefde, ek is nie lus vir hulle nie. Nee. Staan in die môre op en sê, wonderlike Vader, dankie dat ek na u huis kan gaan en saam met u kinders kan aanbid, omdat u vir ons goed is. Dank die Here dat ons nog soveel van sy genade kan beleef. Hy weeg vir ons hierdie tyd af, dat ons ook deur hierdie tye kan gaan en hom kan verheerlik, dat ons lewe nie morbied en amper sê in swartgalligheid deurgebring sal word, want kinders van die Here is veronderstel om die blymoedigste te wees van almal. Ek sluit af. My en jou tye is in God se hand. My tye van stryd en vervolging, lyding en pyn is in sy hand. My tye van bekommernis en spyt oor sonde is in sy hand. My tye van gebed en hulpgeroep is in sy hand, en my tye van vreugde en blydskap is in sy hand. En ek wil die boodskap afsluit met hierdie versies. Ek wil die huis toe stuur met hierdie woorde. Psalm 17 vers 7 is ook 'n psalm van Dawid. Maak u gunsbewyse wonderbaar, o verlosser, van die wat by u regterhand skuil vir teestanders. Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels. Nie vir u wonderlik nie. 'n Oogappel. Josef was Jakob se oogappel. Dawid sê, Here, bewaar my soos u oogappel.
Bewaar my, verberg my onder die skadu van u vleuels. Daar is ek veilig. En daar kan ek die volle pakket beleef. Somtyds vervolging, somtyds hartseer oor sonde, somtyds daardie tye van gebed en hulpgeroep wat ek dikwels afskeep, wat die Here ook vir ons oproep om meer getrou te doen. Here, help my om nie te vergeet dat die tye van blydskap en vreugde vir my 'n beskutting is. Dit is goed vir my siel. Vriende, kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons weet ons tye is in u hand. Niks gebeur sonder u wonderlike en kosbare soewereine wysheid wat in ons lewens werksaam is nie. Selfs ons tye van sonde leer ons genade ken. Die God van genade, van barmhartigheid en vergifnis. Die een wat ons lei na waters waar rus is. Here, ons verheug ons nie in onsself nie, want ons is sleg. In ons wese is ons sondig. Paulus sê, ek weet in my binneste woon daar niks goeds nie. Ons verheug ons in u, wat ten spyte van ons sondigheid, ons liefgehad het met 'n ewige liefde. Ons getrek het met koorde van liefde. Ons geestelike lewe kom gee het. En hierdie lewe nog in stand hou ten spyte van alles wat ons al gedoen het. Dankie dat ons vanmôre in u bly kan wees. Dankie dat ons kan geniet wat u ons gee. Dankie dat ons die voorreg het van familie, van vriende. Die voorreg van 'n man en 'n vrou, die voorreg van versorging, die voorreg van 'n gemeente en al die dinge. Here, u is vir ons goed. Mag ons in blydskap bly lewe tot daardie dag, wanneer ons u in u heerlikheid sien. En ons bid dit met danksegging.